Dr. Pieter Mulder het nie enige bekendstelling nodig nie. Hy het wel 'n nuwe boek geskryf wat wel bekendstelling nodig het. En dit is baie lekker om vandag met hom daaroor te gesels. Maar Pieter, ek sal baie graag wil begin en te vra, wat is die parlement wat hier beskryf word in parlementpraatjies? Ja, die parlement is tegnies Suid-Afrika se parlement en ek was 30 jaar ononderbroke daar, bykans 30 jaar wat ek in die parlement. En daai tyd weet ek 7 presidente beleef. Ek het 2 referendums beleef, ek het 4-5 verkiesings oorleef. En toe het ek vrywillig uitgetree en gesê ek het nou genoeg gehad daarvan, nou gaan ek my tyd spandeer aan my eie mense. En toe die SAIK my genader en gesê, jong, wil nie vir ons 'n reeks praatjies doen oor die parlement, hoe werk hy en jou ervaring daar nie. En dit het ek 2 jaar voor gesê en uiteindelik het hy uitgeloop op 16 praatjies wat ons gedoen het oor die SAIK, wat oor die parlement gaan, die aspekte. En aan die einde daarvan het hulle vir my gesê, daar's oorweldigende reaksie, mense wil dit graag op skrif hê. En toe ek die praatjies gaan omsit in skrif, en dis eintlik waar dit vandaan kom. Nou wat ons in die praatjies doen is, hulle vra aan my eintlik oor die parlement. Byvoorbeeld, hoekom word die man wat voorsit of die vrou wat voorsit word speaker genoem? Die speaker speak nie eintlik nie. Is hy die een wat die meeste praat, waar kom dit vandaan? Of die kwessie van swepe. Waar kom die woord sweep vandaan? Uit die Oswa brandwag. In 1994 het die ANC is vir ons gesê, dit moet 'n term wees uit die ou voortrekkerbeweging. Die harde werklikheid is, al daai goed kom uit die Britse parlementêre tradisies. En ek probeer dit verduidelik in die boek, kom ek gee een voorbeeld. Speaker, destyds is die parlement bymekaar geroep deur die koning, dan moet hulle nou besluit neem, hy wil nou gaan 'n kasteel bou, hy soek geld. Dan kom die manne bymekaar, dan kies hulle 'n voorsteur, dan praat hulle nou lank daaroor, moet ons vir die koning geld gee al dan nie. Aan die einde sê hulle, nee, ons gaan nie vir hom geld gee nie. Dan sê hulle, maar wie moet dit vir hom gaan sê? Nee, nie ek nie, niemand wil nie. Dan sê hulle, maar die voorsitter het geluister na al die argumente, hy is die meeste ingelig. Hy moet nou gaan uiteindelik and go and speak on behalf of the house. He's the speaker on behalf of the house. En dis waar die begrip vandaan kom. En dit is 'n gevaarlike werk geword. Daar's iets soos 5-6 speakers in Engeland, wie se koppe afgekap is deur die koning in die 12de 13de eeu, omdat hulle nie gehou het van die boodskap nie. So die tradisie in die Britse parlement was ook in ons parlement in Australië en sê waar ook al, as die man speaker verkies word, dan stribbel hy teer. En dan is die tradisie word hy deur die swepe geforseer na die stoel, wat nog steeds sê dis 'n gevaarlike ding. Nou goed, daai tradisie is als nou gelos deur die ANC, maar ek probeer dit verduidelik daarmee saam. Kom ons vat swepe. Sweep, waar kom hy vandaan? Ook in die Britse wêreld. Die Britte het byvoorbeeld nou foxhunt. Dis hulle sport eintlik wat hulle doen, die ryk mense. Dis perde, jy moet 'n rooi baadjie aan hê, daar's 'n arme jakkals wat moet hardloop met 'n klomp honde. En die honde jaag dan die jakkals en hulle hardloop agterna met die perde en dis 'n sport. Maar om die honde te beheer is daar 'n hoper. Dis 'n ou wat die honde moet bymekaar hou en moet rig. So op 'n stadium het die koning gesê toe hy nou 'n toespraak met geld wil hê, go out there and whip the common people together. En daar kom die woord sweep vandaan en tot vandag toe het elke party moet swepe hê. En die sweep se hooftaak is om uiteindelik dan nou die organisasie te doen van sy eie party, maar ook die parlementsorganisasie. So eenmal 'n week is daar 'n swepe vergadering waarvan elke party se sweep bymekaar kom en sê wat praat ons oor volgende week, watter debatte, hoeveel tyd kry elkeen. Nou dis die soort van goed wat ek doen. Ek het wel moeite gedoen om humor by te sit. Die man in die straat is so moeg vir politiek en hy lees nie meer politiek nie. Dat ek probeer het om bietjie humor grappies by te sit om dit interessant te maak by elke hoofstuk. Kom ek noem 'n voorbeeld. By die swepe, by speaker is daar 'n opstel wat kindertjies moes skryf oor die parlement. Nou as jy die parlement sit die dag en die middag, dan kom die speaker in, hy staan by sy stoel, dan kyk hy vir die regering en hy knik sy kop, dan kyk hy vir die oppositie, knik sy kop en dan sê hy laat ons saam bid of met stilte hou. En die seentjie se opstel het die volgende gesê, ek sien die speaker is net so moedeloos as my pa oor Suid-Afrika. Die speaker het ingekom en na die regering gekyk vir hoop, en toe skud hy sy kop. En toe kyk hy vir die oppositie vir hoop, en toe skud hy sy kop, sê kom ons bid, maar dis al wat oorbly. Nou, dis die soort van goed wat hy dan hopelik 'n bietjie interessanter maak en dit meer hopelik makliker maak. Ek het ook 50 foto's ingesit. Dit illustreer dinge ook tog. Kom ek noem een voorbeeld rondom die foto's. Die Britse parlement het hoekom het 'n parlement 2 kamers behandel ek ook. En die Britse parlement het 2 kamers en alle ander parlemente het daarna 2 kamers. Is dit dan regtig nodig? Dit kom ook weer uit die ou dae waar die koning kasteel wil bou of gaan oorlog maak en toe sê die gewone mense ons is nie lus nie. Ons moet almekaar goed doen wat jy besluit. Ons wil saam praat. En toe het hy gesê, "Alright, let's get the common people together."
En tot vandag toe is die Britse Laerhuis bekend as the House of Commons. Maar die koning is slim, hy sê, ek gaan geen besluit die julle het aanvaar op gesigwaarde nie. My vriende moet ook dit goedkeur. My vriende is die manne wat ek titels voor gegee, die Lords en die Sirs. So daar is die Tweede Kamer, die House of Lords en die House of Commons, en dis die twee kamers van die Britse parlement. As al twee dit goedkeur, sal ek as koning dit goedkeur. En dis tot vandag toe so. Nou hoekom die foto's belangrik is, die Commons het blykbaar eers keer by mekaar gekom in 'n Anglikaanse kerkie. En die goedkoop tyd, daai tyd, goedkoopste verf is groen. Jy kry dit van blare en van die natuur af. Die Lords het die duurste, rooi was 'n baie duur, moeilike ding om in die hande te kry as kleur. So die House of Commons is groen en die House of Lords is rooi. En dis dieselfde in ons parlement, die ou Volksraad was groen, die Senaat is rooi. Gaan na uiteindelik as Australië, dis groen en selfs Kenia en jy gaan kyk in Afrika, groen en rooi. So die twee kleure kom nog steeds saam wat verband hou daarmee wat interessant is. Maar dit kon ek nie illustreer sonder uiteindelik 'n foto nie. Miskien nog ietsiekie oor die sitplekke. Hoe sit ons in die parlement? Nou, daar is 'n sekere protokol waarvoor jy sit, maar ook wat is 'n goeie debat afstand. Nou in die ou dae het manne swart uitgehaal en mekaar beklei en dan wen jy. Toe staan sê, hoorie, ons gaan nou dinge uitpraat. Nou hoe ver moet ons die twee opponente vir mekaar sit? Sit ons te ver vir mekaar, dan skreeu ons op mekaar. Sit ons te naby mekaar, dan gryp ek jou dalk en ruk jou rond. En toe staan volgens die storie, of dit korrek is, weet ek nie, besluit die afstand tussen die banke moet wees, die lengte van 'n man se arm en 'n swaard met 1 duim en dan die ander man se swaard en sy arm. En dan kan ons net nie by mekaar kom as mekaar wil gryp nie, en daarom is daar 2 rooi strepe op die mat in die Britse parlement, en jy mag nie oor die streep gaan, en dis die afstand min of meer, as jy praat nie, dat jy nie by die ander kant kan kom nie. En dis 'n goeie debatsafstand. Ons Volksraad het dieselfde afstand gehad uiteindelik wat dan van daar af kom, en om dit te illustreer moes ek 'n foto insit, dat jy die Britse parlement kan sien met die 2 rooi strepe op, wat nog steeds daar is. Wat jy vanaf jy gaan om te sê, jy kan 'n land se politieke denke aan die opset saam sien. Britse hou van konfrontasiepolitiek. Die ou boererepublieke het eintlik meer gehou van 'n ovaalvormige amper ding om bietjie konfrontasie te vermy, en ook die swart wêreld hou nie van konfrontasie nie. So die oomblik die ANC oorneem, het hulle die Senaat se banke verander. In plek dat hulle oorkant mekaar staan na ovaal toe. As jy nou na China toe gaan, ek het China besoek, hulle parlement, dis interessant, die grootste parlement in die wêreld. 3000 lede, 2970 lede daai tyd. Maar hulle sit net 10 dae. Hoekom? Omdat dit basies 'n autoritaire regering is. Hulle sit hier onder so skoolkinders op banke en voor op die verhoog sit die leiers. En die leiers kondig sekere goed af en die manne onderstem net saam en binne 10 dae is alles klaar, dan gaan almal huis toe. Nou as jy by westerse lande kom, demokratiese lande, is daar gesteld almal op dieselfde vlak. En 'n junior ou met die eerste minister kan aanvat, dis regte debat uiteindelik, want dan vat enige besluitneming langer. Die eerste voorbeeld is Noord-Korea, wat basies een man, daai ronde vet mannetjie, alleen daarvoor sit. Daar sit 'n hele klomp en ek het 'n foto daarvan ook in om te kan wys hoe lyk dit, en hulle sit daar met groot bang oë eintlik. En as hy praat en hy sê 'n ding, dan spring almal op en jy klap hande, nie hier nie, bokant jou kop. En jy moet aanhou klap, jy moet te gou sak nie, dan gryp hulle jou en sê jy's nie lojaal nie, want ietsie sê ook van wat is die klimaat binne en dat jy van dit kan afkom. Nou van die humor kan ek nou baie goedjies sê, ek het oor die parlementsopening geskryf, wil nie nou te veel praat nie. En die vraag was, wie open die parlement? Tegnies die koning in Engeland, hy open die parlement, want dis nou sy parlement Kamsdag. In Suid-Afrika is die koning nie gewees nie, so die gouverneur-generaal doen dit altyd namens die koning tot ons republiek geword het, toe die president dit nou gedoen. Dus die vraag nou maar, het die koning ooit om geopen? Ja, in 1947 was die Britse koning hier, en Jan Smuts het hom gebring daai tyd vir 'n toer deur die land. Die Nasionale Party het geglo, dis bedoel eintlik om hulle te beïnvloed die verkiesing van 48. Die wit trein is spesiaal ontwerp gemaak vir die koning, en vir 3 maande het hy deur die land gery en al die dorpies besoek, saam met Jan Smuts, met die oog op die verkiesing die nat is gesê. Maar hy het toe ook die parlement geopen, dis die enigste keer wat ons parlement deur die koning geopen is. En aan die einde van sy toespraak het hy ewe ordentlik toe nou probeer bietjie dan goedgesindheid te versoening maak, en die toespraak afgesê met 'n sinnetjie in Afrikaans, wat hy foneties geskryf het en swaar uitgespreek het, maar dit is goed ontvang. Toe daarna met die besoeke aan verskillende plekke, het hy nou by dorpies gekom. By een klein dorpie kom hy toe nou aan, en hy is nie baie pro-koning nie, en toe moet die koning eers bietjie, soos hulle sê, small talk maak. En toe vra hy vir die man, jong, maar jy hele dorp, het julle dorp 'n ketting vir die burgemeester ook?
want jy is die burgemeester. Ja, ons het 'n ketting. Sê maar draai jy hom nie. Sê ou nee, ons draai hom net by besonder belangrike geleenthede. By 'n ander dorp waar die ou net Engels kan praat, as dit die aand toe 'n funksie gewees, almal sit aan tafels en toe probeer die burgemeester wat net Engels is daar in Natal ook dan bietjie Afrikaans praat terwyl van die atmosfeer wat die koning geskep het en toe eindig hulle af deur te sê ek stel nou heildruk in op die koning. En hy sê wel God save the king. God pas op vir die koning. Wat toe nou verkeerde woorde is daarmee saam. So ek probeer maar van die humor wat ek insit daar kom ek sê laaste humor ek praat nou te veel. Voorbeeld van Moses van wantroue, dis in die parlement belangrik en by vergaderings belangrik. En daar's die voorbeeld van minister Dirk Uys, daar ken mense die storie, minister van landbou gewees. Nou minister van landbou kan nie baie lank daar wees nie, dan sy ongewild want hy neem allerlei besluite. En toe het minister Dirk Uys 'n vergadering gehad, ek dink is in Natal, ek kan nie onthou nie. En toe hy by die vergadering begin, toe staan oom op hom en sê meneer, ek wil nou 'n mosie van wantroue en daai minister instel. En onmiddellik is hy die voorste in die moeilikheid. As die mosie slaag en die boere is kwaad, dan is die einde van die vergadering. Toe sê nee, geen mosies vanaand hierson nie, is net die minister praat. Toe praat die minister. Toe hy klaar is, so staan hy hom weer op. Sê nee, ek wil 'n mosie instel, maar nie die minister nie, 'n mosie van wantroue in Dingaan. En die voorste dink toe so 'n bietjie voor en nadele, dit kan nie kwaad doen nie. Sê ek kan maar voortgaan. Toe sê hy meneer, ek onthou die voortrekker geskiedenis waar Piet Uys en Dirkie Uys vermoor is. Kwaad van Dingaan het verkeerde Dirk Uys vermoor, hy moes hierdie ou vermoor het in elk geval wat nou minister is van ons. So dis 'n poging om die parlement te verduidelik, hoe werk dit? Ek maak 'n vergelyking tussen voor 94 en na 94. Baie van die tradisies, ek kan oor baie van hulle praat, het verlore gegaan. Ek hou van tradisies as hulle nie onproduktief raak later aan nie, want dit maak 'n ding bietjie groter. Jy word lid van iets groter as wat ek al. 'n Skool met tradisies is altyd beter as 'n skool daarsonder. En baie daarvan is verlore ongelukkig. Ek praat bietjie oor die kuns, die skilderye wat weggevat is en al die soort van dinge wat hulle gemaak het. En dan sit ek 'n bietjie humor by en hooplik verstaan mense die parlement beter as jy die boek sou lees. Kies ja, die boek is R260 vir die boek eintlik. Hy is beskikbaar met Naledi. Jy kan hom bestel, hulle is nogal baie goed met hulle aflewering, naledi.co.za en jy kan hom daar bestel, hulle lewer hom af binne 2-3 dae kan jy hom kry. Ek het ook 'n paar as jy my kan kry daar by my huis, kom en draak en draai, dan kry ek by my ook een uiteindelik. En hy is in baie boekwinkels behoort hy nou te wees eintlik as iemand sou belangstel, ja.